Goeiemôre, dit is donderdag die 26ste Maart. Vanoggend lees ons saam Johannes 11, vers 35 tot 37. Jesus is hier by die graf van Lazarus. Jesus het begin huil. Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy, wat die oë van 'n blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het, dat hierdie man sterf nie. Martha en Maria het bietjie vroeër in die gedeelte dieselfde vraag gevra, of dieselfde opmerking gemaak, vir Jesus gesê, as hy hier was, sou ons broer nie gesterf het nie. Ons lees in die Bybel van mense wat op wonderbaarlike maniere genees word. Mense wat nie sterf nie, mense wat blind was en weer kan sien, mense wat stom is en weer kan praat, mense wat krepeel was en weer kan loop. Ja, ons lees van mense wat dood is, wat weer opstaan. En as ons in ons wêreld om ons kyk, dan sien ons dit ook. Partykeer hoor ons verhale van mense wat wonderbaarlik gered word in rampe, of wat op een of ander manier 'n ongeluk oorleef, of 'n roof oorleef, wat ongelooflike siektes oorleef. Dan hoor ons aan die ander kant ook van mense wat doodgaan van eenvoudige goed, somme net, en dit klink vir ons so onregverdig, en hoe werk dit? Dis maar 'n ding waarmee die wêreld nog altyd sukkel, ons noem dit in die teologie die teodisee vraagstuk. Daar is ongelukkig nie 'n maklike antwoord, wat 'n dominee of enige gelowige kan gee nie. Wat ons wel kan sê, is dat ons weet dat God by ons is. Het hierdie gedeelte in Johannes 11 vir ons baie duidelik wys, dat God nie koud staan teenoor ons lyding en ons swaar kry nie. Jesus wat huil by Lazarus se graf, al weet hy gaan uit die dood uit opstaan. God is by ons. Ja, soms word mense op wonderbaarlike wyse gered, ander kere nie. Maar wanneer ons doodgaan, weet ons is veilig by die Here. Wanneer ons lewe, kan ons soos Paulus sê, leef ons vir die Here en weet ons God is by ons deur sy Gees. Hemelse Vader, lyding, dood, swaar kry, is goed wat ons as mense nie regtig verstaan nie. Ons soek baie keer 'n rede, en Here, daar is nie altyd nie. Ons soek verduidelikings en antwoorde, wat ons in ons menslike verstand nie altyd kan kry of verstaan nie. Ja, Here, u weë is vir ons onbekend. Ons bid dat u vir ons sal vrede gee in ons harte. Here, dat ons sal weet, sal ervaar dat u by ons is. Ja, soms beteken daai nabyheid, Here, bonatuurlike uitkomste. Soms beteken dit ook dat wanneer die natuurlike goed gebeur, soos die dood en krisisse, rampe, dat u selfs dan ook by ons is en saam met ons die lewenspad loop. Mag ons bewus wees van die Heilige Gees in ons, van u krag wat ons vorentoe laat gaan elke dag. Ons kyk dankbaar terug, Here, op ons lewens, dat ons u hand daarin kon sien. Ons kyk na 'n donker toekoms, 'n onseker, 'n onbekende, Here, met die verwagting en die wete dat u deur die Gees saam met ons die pad loop. Maak ons oë oop dat ons in die nou u kan raak sien. Ja, Here, en al verstaan ons nie alles nie, weet ons dat u ons liefhet. Mag ons u lief hê en voluit vir die lewe. In Jesus se naam. Amen.